Ons is besig om te worstel met die konsep van hoop. En dis 'n woord wat die wêreld baie lief is voor om te gebruik of om voor te hou in hierdie tyd van die jaar, die Kerstyd, die feestyd, feesseisoen. Maar soos wat ek verlede week vir jou probeer sê het, is daar 'n baie groot verskil tussen die wêreld se hoop of dit wat hulle voorhou as hoop en dit wat ons as Christene, ons as Jesus volgelinge weet hoop is en die eienskap van hoop wat in ons lewens uitkom en teenwoordig moet wees. En ek kan nie alles herhaal wat ek nou verlede week gesê het nie, want ek het nuwe goed wat ek vanoggend hier rondom vir jou wil sê, maar ek raai jou aan as jy verlede week dalk nie hier was en jy het nie daai boodskap gehoor nie, Hoop is die titel, en gaan kyk hom op YouTube, op ons kanaal, TD Kerk, TD's Kerks _church, gaan kyk hom daar, gaan luister hom. Vandag se boodskap het ek besluit om dan die kreatiewe titel te gee, Hoop 2. Verlede week Hoop, vandag Hoop 2. Aangesien ons aangaan met hierdie gesprek van verlede week. So, iets wat ons almal doen wanneer dinge nie loop soos wat ons gehoop het nie, is ons kyk op en ons vra, wat gaan aan? Wat gaan aan? Here, waar is U? Maak nie saak van wat se geloof jy is nie, selfs al sê jy glo nie. Al mense is wat sê hulle glo nie, wanneer dit moeilik gaan, wanneer dinge nie loop soos wat ons gehoop het dit gaan loop nie, dan ewe skielik sal iemand vra en sal opkyk en sê, wat gaan aan? Wat gaan aan? Hoekom gebeur hierdie? Waar is U? As daar 'n God is, waar is jy? En soos ek verlede week vir jou probeer wys het vanuit die storie van die eerste volgelinge van Jesus waar Petrus gevang was en in die tronk gesit is dit dat Jesus volgelinge juis in hierdie reël goeters, in die reël oomblikke van die werklike lewe, wanneer die tekkie die teer tref, met 'n hoop optree wat ander verbaas laat staan. Maar hierdie hoop wat ons het, is nie hierdie fluffy, hierdie airy-fairy, marshmallow, misvoer die son, hoop in hoop nie. Dis 'n vaste hoop, dis 'n hoop gegrond in geloof, in 'n geloof in 'n God, wat ons weet en glo, hy is wie hy sê hy is, en hy doen wat hy sê hy doen. Ons glo dit, en ons hoop staan op daai fondasie. Ons glo dis 'n God wat sy goddelikheid, sy troon verlaat het, en in ons midde ingekom het, in die moeilikheid, in die mensdom ingekom het, en dis wat ons vier met hierdie Kerstyd. 'n God wat 'n kruisdood verander het in 'n opstanding. Dis in daai God wat ons hoop sit. So vandag stap ons deur nog 'n storie wat vir ons opgeteken is deur een van Jesus se eerste volgelinge. Hy was 'n apostel gewees, een van die 12 wat Jesus gekies het om baie spesifiek in te belê, Johannes die apostel, of soos dit hy daai tyd bekend gestaan het, Johannes die seun van donder, want hy het 'n Heimeer gehad, hy en sy boetie. En hierdie storie wat hy vir ons neerskryf hierso in sy evangelie, die storie van Lazarus wat opgewek word uit die dood. En ek weet jy ken hierdie storie, en ek weet jy het nou die einde van hierdie storie weer gelees, maar ek wil hê jy moet vir 'n oomblik nie spring na die einde toe nie. Ek wil hê jy moet van die begin af saam met my deur hierdie storie stap en toelaat dat hierdie emosie in jou opwek en dink waardeur hierdie mense gegaan het en wat het hulle beleef. So ek gaan begin met 'n stelling voor ons na die storie toe gaan, en ek weet hierdie stelling gaan nie vir jou baie lekker wees om te hoor nie. Ek weet dis 'n stelling wat aanvanklik dalk nie baie goed by jou gaan sit nie. Maar ek gaan hierdie stelling maak, en dit is dat Jesus soms uit sy pad uitgaan om situasies te skep wat pyn en hartseer en teleurstelling en worsteling in jou lewe veroorsaak,
Hoor julle? Ek gaan hom weer sê. Jesus gaan soms uit sy pad uit, en hy het soms uit sy pad uit gegaan, en hy gaan nog steeds uit sy pad uit, om situasies te skep, wat pyn en hartseer, teleurstelling en worsteling veroorsaak vir die mense om hom. As jy nou opstaan en uitloop, sal ek verstaan. Want dis nie die evangelie wat ons wil hoor nie. Ons wil die prosperity gospel hoor. Ons wil die evangelie hoor wat die ouens op die TV preek, wat sê, die Here los alle pyn op. Die Here verhoed alle pyn en hartseer en teleurstelling in ons lewens. Hy gaan uit sy pad uit om dit te keer. Maar dis nie die waarheid nie. En die rede waarom Jesus dit doen en gedoen het, is om vir sy volgelinge, en dis ek en jy ook, ons is ook Jesus volgelinge, daai tyd en ons, te wys en te verseker, dat ons hemelse Vader bewus is, van dit waardeur ons gaan, in die lewe, en om ons te verseker, dat hy omgee, en dat hy saam met ons in dit is, en ons deur dit gaan lei. Sodat ons aan die ander kant sal uitkom met 'n hoop wat sterker as ooit is. Daarmee sê ek nie God sit agter al die pyn en al die ellende en al die goede in die wêreld wat skeefloop nie. Ons weet dit is alles ons skuld. Die pyn, die ellende, die gemors, die gebrokenheid van hierdie wêreld is ons skuld. Ons het ons rug op God gedraai, ons voorouers, en ons doen dit nog steeds. Draai ons rug op God ongehoorsaam en veroorsaak die pyn, die ellende, die gebrokenheid van hierdie wêreld. Maar God laat die pyn en die hartseer en die teleurstelling in jou lewe toe, terwyl hy by magte is om dit te verhoed, soos ek verlede week gesê het. Maar dit wat hy wil regkry, deur dit toe te laat in jou lewe, en om saam met jou in dit te wees, en om saam met jou deur dit te stap, is vir hom meer werd, as wat hy dit sou verhoed, en jou die pyn en die lyding en die hartseer te spaar. Dit wat hy voortbring, dit wat gaan gebeur aan die ander kant, is vir hom die moeite werd. Nou, kom ons gaan na hierdie storie toe, Jesus en Lazarus. Julle het die einde van hierdie storie gelees, maar kom ons begin by die begin. Lazarus, een van Jesus se eerste volgelinge, hy's nie een van die apostels of een van die disippels, maar hy's 'n volgeling van Jesus, inteendeel, hy's een van Jesus se nabyste vriende. Hy word siek. Lazarus word siek. En sy twee susters, Martha en Maria, van wie ons ook al gelees het, julle onthou hulle en ken hulle, hulle stuur iemand na Jesus toe, daar waar hy bedien nie daar in Betanië nie, hy is so 2 dae se reis weg. Hulle stuur 'n dienskneg na Jesus toe en sê vir die dienskneg, gaan roep vir Jesus, sê vir hom Lazarus is siek. En hulle het die verwagting dat Jesus gaan opstaan en dat hy gaan na Betanië toe gaan onmiddellik en hy gaan sy vriend Lazarus gesond maak, want dis wat Jesus doen. Dis wat Jesus doen. Hy doen dit met vreemdelinge, hy maak vreemdelinge gesond. En hy moet nou kom en hy moet sy vriend Lazarus kom gesond maak. Natuurlik gaan Jesus dit doen. Ek meen, hy maak 'n vrou gesond wat net aan sy klere raak, dan word sy gesond. Geen moeite vir Jesus nie. Hy maak mense op die Sabbat gesond. Al kom hy in die moeilikheid daaroor omdat hy die Sabbatreëls breek, hy doen dit. Dis vir hom geen moeite, is vir hom nie 'n issue nie. Hy maak mense op 'n afstand gesond. Hy gaan partykeer nie eers na hulle toe nie, hulle is kilometer stede weg, dan maak hy hulle gesond. En Jesus se disippels staan op, hulle is gereed om nou saam met Jesus na Betanië toe te gaan om vir Lazarus gesond te maak. En Jesus sê vir hulle, ouens, sit. Ouens, ons gaan nie. Sit stil. En Jesus bly daar vir nog 2 dae. Nog 2 dae bly hy waar hy is. En hoor mooi, hy wag dat Lazarus doodgaan. Dis hoekom Jesus daar bly. Hy's nie te besig nie. Hy wag dat Lazarus doodgaan. Dis sy doel. En tog, toe Johannes hierdie storie later neerpen en hy skryf dit vir die volgelinge neer,
maak hy dit baie duidelik in vers 5 dat Jesus baie lief was vir Lazarus en Martha en Maria. Ons lees in vers 5, Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. So, as jy hierdie optrede van Jesus hierso sien en dat hy doelbewus wag dat Lazarus doodgaan, dan dink jy dalk Jesus is nie lief vir hulle nie. Dis hoekom hy lank vat. Dit is hoekom hy toelaat wat hy toelaat. Maar Johannes maak dit vir ons duidelik dat ons verstaan Jesus het hulle lief. En tog wag Jesus dat Lazarus doodgaan van sy siekte. Ek wil vir jou sê, moet nooit ooit die moeilikheid van die lewe, dit waardeur jy gaan, moenie toelaat dat dit jou laat twyfel dat God jou liefhet nie. Die feit dat Jesus dit toelaat, die feit dat Jesus volgens jou laat is, jou nie wil help nie, beteken nie hy het jou nie lief nie. Dit waardeur jy gaan is nie 'n aanduiding van God se hoeveelheid liefde vir jou nie. Hy het klaar vir jou gesê hoe lief hy jou het toe Jesus aan die kruis sterf. Punt. Dit is klaar. Nooit ooit kan hy jou minder lief hê as dit nie. Hy verander nie daai liefde nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Daai liefde het hy klaar uitgespreek. Hy's lief vir jou. En wanneer Jesus dan na 2 dae opstaan om nou na Betanië toe te gaan, daar waar Lazarus is, nou is die disippels heeltemal de mekaar. Want hoekom nou? 2 dae later. Wat het verander dat Jesus nou wil gaan? En dan sê Jesus, en hy antwoord dit in vers 11, waar ons hierdie lees, hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, ek gaan nou om hom wakker te maak. Daar is dit nou weer, ons vriend Lazarus. Nee, dis sy vriend. Jesus is nog die heeltyd lief vir hom. Inteendeel was Jesus nog die heeltyd bewus van Lazarus. Terwyl hy daar 2 dae se reis weg was, weet hy presies waardeur Lazarus en sy gesin gaan, want hy weet nou, sonder dat enigiemand vir hom kom sê, Lazarus is nou dood. Okay? En wat jy hier sien, is hoe min Jesus gespanne is oor die situasie van hartseer en pyn en lyding waardeur Martha, Maria en daai gesin gaan. Ek waarborg jou daar in Betanië, in die huis van Martha en Maria, is dit chaos, daar's spanning, daar's hartseer, daar's gehuil, daar's ons vra, daar's 'n gerou. Maar Jesus sê, Lazarus is nou in die slaap, ek gaan nou om hom wakker te maak. Sien julle, vir Jesus, om iemand uit die dood uit te gaan opwek, is niks moeiliker as wat dit is vir jou en my, om iemand wat slaap, wakker te maak nie. Is nie vir hom moeilik nie. Is dit vir jou moeilik om iemand wat slaap, wakker te maak? Nee, partykeer is dit vir my moeilik om vir Adele wakker te kry. Al bring ek vir haar 'n koppie koffie in die oggend, soos wat ek elke oggend getrou as 'n goeie man doen, sit sy partykeer daar en drink koffie en dan wonder ek, is sy wakker? Is sy wakker? So, maar vir Jesus is dit nie moeilik nie. Dit is nie moeilik om hierdie situasie om te draai nie. Vir hom om die situasie van pyn en van chaos te verander is net so maklik soos om iemand wat slaap wakker te maak. Moet nooit dink jou situasie is vir Jesus moeilik om op te los nie. Maak nie saak hoe dit vir jou lyk nie. Onmoontlik. Is nie vir Jesus moeilik nie. Is nie vir Jesus onmoontlik nie. Hy is nie gespanne nie. Jesus kon sommer net van daar af, daar waar hy was, Lazarus uit die dood uit opgewek het. Hy hoef nie eers te gegaan het nie, maar soos wat ons nou gaan sien, hy het 'n agenda, hy het altyd 'n plan, is hy besig met iets. So Lazarus is dood. Volgens almal is dit nou te laat. Dis nie vir Jesus te moeilik. Dieselfde geld vir jou en jou situasie en jou lewe. Niks in jou lewe wat jou in 'n flat spin plaas, is vir Jesus te moeilik nie. Hy is nie onkant gevang nie, hy paniek nie. Hy's besig met iets. Ons gaan nou sien wat. Maar soos wat ek aan die begin gesê het met hierdie stelling wat ek gemaak het waarvan ons nie hou nie,
skep Jesus soms situasies doelbewus in ons lewens waardeur hy weet ons moet gaan, sodat ons bewus kan wees dat God ons Vader groter is as wat ons dink en meer kan doen as wat ons ooit verwag. Hy wil hê ons moet hierdie goed leer. Want ons gaan dit nie leer as ons nie deur hierdie goed gaan nie. En die disippels verstaan natuurlik nou nie lekker nie. So Jesus maak dit vir hulle duidelik, vers 12. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, dan gaan hy mos nou gesond word. Hulle was nie braai nie. Jesus se disippels was nie braai nie. So daar's hoop vir ons. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, sê vers 13, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Vers 14, toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. En hoor nou hier, en om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie. Hoor jy dit? Vir julle ontwil is ek bly ek was nie daar. En soms wonder ons hardop, hoekom nie Jesus? Hoekom is u bly u was nie daar nie? Hoekom is dit beter vir ons en vir Martha en vir Maria en vir almal wat nou daar hartseer is, dat u nie daar was om vir Lazarus gesond te maak nie? En dan antwoord Jesus hulle in vers 15, hy sê, sodat julle sal glo. Sodat julle sal glo. OK, so Jesus is bereid om hierdie situasie te skep, dit toe te laat, sodat ons sal glo. Wat glo? Wat moet ons glo? Wat wil Jesus hê moet ons glo? Wat is so belangrik vir ons om te glo dat Jesus bereid was om 'n vriend te laat sterf en daai hele situasie toe te laat? Jy mag dalk vra in jou lewe, in jou situasie, Jesus, wat is so belangrik vir my om te glo in hierdie situasie dat u bereid is om dit toe te laat in my lewe? Jy moet weet dat Jesus is nie besig met speelietjies nie. Hy is nie spiteful nie. Jesus maak nie grappies met jou lewe soos Shakespeare gesê het, the world is a stage and we are all actors, wat besig is om 'n toneel uit te speel vir God se vermaak en hy sit agteroor en kyk hoe sukkel ons en hoe lag hy vir ons. Dis nie waarmee God besig is nie. Nee, Jesus is besig met goed in jou lewe en my lewe wat ons gaan help glo en groei in goed wat vir ons in die ewigheid waardevol gaan wees. Jesus laat nie hierdie situasies toe in ons lewens sodat ons sal glo dat God, hy laat dit toe dat ons sal glo God is altyd by ons. Sodat ons altyd sal hoop hê, al lyk dit te laat. Maar hy laat dit nie toe, net sodat ons wat glo, hierdie goed sal weet nie. Hy laat dit ook toe sodat die mense om ons wat nie glo nie, of die mense wat geglo het en afvallig geraak het in hulle geloof, dat hulle iets kan sien in ons lewens en in ons situasies. Dat hulle weer kan begin worstel met hulle geloof. Wanneer hulle sien, jy het hoop in jou situasie. Hoe het jy hoop? Hoekom het jy hoop? Hoekom is jy nie hopeloos en moedeloos nie? Dan begin hulle worstel. Miskien is hierdie God van Kor, miskien is hierdie God van Johan, miskien is hierdie God van Feline waar. Miskien is hy werklik. Miskien moet ek begin ondersoek. En dan sien hulle baie keer hoe die situasies in jou lewe verander. Dan begin hulle vra. Hoe is dit moontlik dat hierdie situasie waarin Martin was, nou omgedraai is en so 'n uitkoms het? Hoe is dit moontlik? Is daar nie dalk 'n God wat besig is met iets? En hulle begin worstel, en begin vra. So dis ook 'n rede hoekom God hierdie goed doen. Jesus maak die sirkel wyer om ons, sodat ons geloof hierdie situasies waar ons worstel met hoop, soos wat Job geworstel het met God, dit sluit dit in. God sluit hierdie situasies in ons geloof. Dit val nie buite die sirkel van ons verhouding met God nie, dit val nie buite die verhouding van die sirkel, of buite die sirkel van ons geloof nie, dis ingesluit. So jy moenie dink wanneer jy worstel, wanneer jy deur hierdie goed gaan, jy staan nou buitekant. Jou verhouding met God, dit is binne, hy trek die sirkel wyer.
Selfs mense wat ons dalk geneig is om te sê, wat vra het, wat worstel, wat sê ek wonder of daar 'n God is. Hulle staan nie buitekant Jesus se invloed en buitekant die sirkel van sy werk en sy betrokkenheid in hulle lewe nie. Hy trek die sirkel om hulle. En hulle worstel met hom en hy worstel saam met hulle. Sodat geloof en hoop kan uitkom en kan groei. En Jesus is betrokke daarin. En hy stoei, soos wat hy met Jakob gestoei het. Hy stoei, hy laat dit toe. Worstel, totdat ons identiteit verander. So Jesus en sy disippels gaan na Betania toe, is 'n dorpie so 3 kilometer buite Jerusalem. En daar's baie mense daar, baie mense van die omgewing, baie mense van Jerusalem wat nou daar is om rou te bekla en te treur en te gaan bemoedig. En die dienskneg wat daar buite staan, sien Jesus aankom, hy hardloop na Maria en Martha toe, die sissies, hy sê vir hulle, Jesus is nou hierso. En Martha vlieg op en sy gaan uit die huis uit. Julle ken mos vir Martha, sy's die ouses. Sy's die een wat vir Maria aanvat, omdat sy nie vir haar help kos maak, toe Jesus daar aangekom het, bevorige episode nie. En sy vlieg daar uit, want Jesus is laat. Hy's laat vir die wonderwerk, hy's laat vir die begrafnis, dis al 2 dae verby. En sy gee uitdrukking aan haar teleurstelling, net soos wat ek en jy doen, wanneer ons voel God is laat, wanneer ons voel hy kom nie deur, soos wat ons gehoop het nie. En sy sê vir Jesus, ek het alles vir jou opgeoffer, Jesus. Ek het my huis vir jou oopgestel, Jesus. Onthou jy toe ek vir julle kos gemaak het, toe my suster ons nie gehelp het nie, Jesus, en toe ons jou nodig gehad het, toe is jy nie daar vir ons nie. Toe laat jy vir my boetie, Lazarus, doodgaan. Waar was jy, Jesus? En in vers 21 sê Martha vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En ons lees dit baie mooi, Here, as U hier was, dan sou my broer nie gesterf het nie. 'n Geloofsverklaring. Ek dink is nie die toon waarmee sy dit gesê het nie. Sy het gesê, Jesus, as U hier was, sou my broer nie gesterf het. Met ander woorde, dit is U skuld. Dit waar die situasie waar ons nou is, Lazarus in die graf, is U skuld, Jesus. Waar was U gewees? Doen ek en jy dit nie ook nie? Ons beskuldig Jesus, ons beskuldig God baie maklik as hy nie deurkom soos wat ons verwag het nie. Maar Jesus trek die sirkel om haar. Hy veroordeel haar, hy verwyd haar nie. Hy verwyd ons ook nie wanneer ons met hierdie hoop worstel in hierdie situasies nie, in ons lewens nie. Jesus het hierdie situasie toegelaat, juis om vir Martha en vir ons te help om te glo, om na 'n volgende vlak van geloof en hoop toe te gaan. Maria gaan ook uit, nadat Martha by Jesus was, en sy gaan pak ook af op Jesus. Sy is meer emosioneel, sy is die kleinste, sy huil. Kyk wat gebeur met Jesus toe sy daar is en huil. Vers 33, toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en hy was aangedaan. Nou, dis die 1983 vertaling om te sê, Jesus het hartseer geword. Hy het hartseer, hy het bewoog geraak. Jesus is in die emosie. Hy's in die emosie, hy's in die situasie saam met ons. Hy staan nie eenkant hoog en verhewe en kyk hoe ons deur goed gaan nie. Nee, die Kersstorie sê juis vir ons, hy het sy troon verlaat. Hy het in ons situasies ingekom om saam met ons daardeur te stap, sodat ons kan hoop hê, sodat ons kan glo. Hy is 'n God anders as enige ander God. Hy is God met ons, Immanuel. Hoe gaan ons dit glo? Hoe gaan ons dit weet as ons dit nie beleef nie? Dan gaan Jesus na die graf toe en die volgende gebeur. Vers 35 sê, Jesus het gehuil. Kortste vers in die Bybel, as jy hou van Bybel vasvra. Dis die kortste vers in die Bybel, 3 woorde. En ons weet die verse is honderde jare later eers ingevoeg, nadat die Bybel geskryf is, nadat hierdie dokumente geskryf is. Maar vir een of ander rede, die persoon wat hierdie versies toegeken het, het gedink, hierdie stelling is gewigtig genoeg, dat dit sy vers op sy eie kan wees. Jesus het gehuil. Hoekom? Want Jesus
is in jou pyn saam met jou. Jy moet dit hoor. Ek sê dit oor en oor vir jou. Het sy jy hom blameer, het sy jy hom verwyd, het sy jy vra het sy jy emosies het, Jesus plaas homself in dit saam met jou. Toe jy verkrag is, was hy saam met jou daar. Toe jy gemolesteer is hy saam met jou in daai situasie. Toe jy 'n slagoffer van egbreek is, toe jy 'n slagoffer is wat bankrot is, toe jy jou geld verloor het, toe jy terminaal siek is, jy wat 'n geliefde verloor het, hy is saam met jou daar in dit. Jesus het so gehuil, die skare kon dit sien. Dit was nie 'n traantjie nie, dit was nie 'n bietjie mistige oogies nie. Ek dink Jesus se skouers het geskit, soos wat hy gehuil het, oor dit wat hy hier sien en dit wat hy hier beleef. Al kon hy dit verhoed het, hy's in dit. Want wat hulle gaan leer wanneer hulle gaan glo, is meer werd as om hierdie situasie te verhoed. Jesus het baie maal ander agendas wat ons kan verstaan. En Jesus stap vorentoe en hy sê vir hulle moet die steen wegrol. En net daar het die familie, Martha en Maria, die familie, 'n keuse om te maak. Gaan ons Jesus nog een keer vertrou? Gaan ons hom weer vertrou? Ek meen, hy was laat gewees toe ons hom geroep het. Hy was nie hier vir die begrafnis toe ons hom nodig gehad het nie. Maar gaan ons hom weer vertrou vandag? Gaan ons weer hoop hê in hom vandag? Nou dat hy sê ons moet die steen wegrol. Gaan ons hom nog vertrou? Die vraag wat Here, wat ek en jy moet antwoord is, gaan ek en jy Jesus vandag vertrou? Gaan ons hoop hê nog steeds in hom môre, oormôre? Nadat hy nie gister daar vir my deurgekom het soos wat ek gehoop het nie. Nadat hy nie eergister vir my deurgekom soos wat ek gehoop het. Gaan ek vandag, gaan ek môre, gaan ek oormôre hoop hê? Gaan ek my vertroue weer in hom plaas? Gelukkig het hulle. En hulle rol die steen weg. En dan begin Jesus hardop bid, sodat almal, insluitende ek en jy, kan hoor wat hy bid. Hy sê, Here, Vader, ek bid hardop, sodat hulle kan hoor. Dit is nie vir my onthaalwe dat ek hardop bid nie. Dit is vir hulle onthaalwe. Dan bid Jesus vers 41. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Met ander woorde, Jesus bid al lankal rondom hierdie situasie. Hy bid al lankal vir Lazarus. Dat U my verhoor het. Vers 42, ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense hier om my, sodat hulle kan glo. Daar's dit weer. Sodat ons kan glo. Wat kan glo? En dan sê Jesus, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Dat U my gestuur het. Jesus sê, hy het hierdie toegelaat, en hy toegelaat dat hierdie mense deur hierdie goed gaan. En dit gaan alles oor die een wat vir Jesus gestuur het. Die Vader. Sodat ons sal glo dat die Vader vir Jesus gestuur het. Nou is dit so 'n big deal. Is dit so 'n big deal dat ons moet glo die Vader het vir Jesus gestuur? Dat Jesus die Vader verteenwoordig. Dat alles wat Jesus doen verteenwoordigend is van die Vader. Is dit so belangrik om te glo? En Jesus sê ja. Dit is so belangrik. Dit is die moeite werd dat julle deur hierdie goed moet gaan sodat julle dit kan verstaan. Want as Jesus aarde toe gekom het om vir ons te kom wys wie God die Vader is, dan is dit verskriklik belangrik dat ek en jy sal verstaan dat ons in hierdie situasies leer om te glo wie God is. En in hierdie situasie sien ons dat die Vader saam met ons huil. Ons leer dit, ons glo dit, ons sien dit. Ons leer dat die Vader saam met ons in ons stryd is. Net soos wat Jesus gehuil het en teenwoordig was. So is die Vader teenwoordig. So deel die Vader in ons emosies. Die punt wat Jesus maak is dat die Vader is soos die Seun. As jy wil weet wie die Vader is, dan kyk jy na die Seun. Hy verhoed nie alles nie, maar hy is saam met ons in dit. Hy is besig met iets groots.
En daarom kan jy weet dat die Vader in jou omstandighede saam met jou is, want dit is wat Jesus kom demonstreer het. En nog meer, as die punt is van hierdie hele storie, om te demonstreer dat Jesus die Vader kom openbaar, dan demonstreer Jesus ook hier vir ons wat die Vader kan doen in ons omstandighede. As dit wat nou volgende gaan gebeur vir ons 'n aanduiding is van wat die Vader kan doen, dan weet ek en jy, ons kan altyd hoop hê. Want die Vader kan doen ver meer as wat jy dink, of droom, of bid, of verwag. Dan is daar altyd hoop. Maak nie saak waarin jy jouself bevind nie. Daar's altyd hoop, al voel jy Jesus is 4 dae laat. Daar's altyd hoop vir jou kind wat die Here nie dien nie. Daar's altyd hoop vir jou genesing. Daar's altyd hoop vir jou huwelik. Daar's altyd hoop vir jou voorsiening. Dis wat Jesus wil hê ons moet glo. Dis hoekom Jesus nie alles in ons lewens verhoed nie. Dis hoekom Jesus nie alles doen soos wat ons hoop hy sal nie. Maar Jesus weet dit is so belangrik dat ons sal groei en dat ons sal leef met hierdie hoop dat hy bereid is om dit so te doen. Want op die einde van die dag, soos ek verlede week gesê het, is daar net 3 goed wat gaan bly staan wanneer ons oorgaan van hierdie lewe na die volgende lewe toe. En dit is geloof, hoop en liefde. Dis al wat gaan bly staan. Dis al wat deur die vuur kan beweeg. En as ek en jy nie geloof, hoop en liefde het wanneer ons aan die ander kant uitkom nie, gaan ons daar staan met niks. Want al die ander goed gaan wegbrand. Jou bediening, jou geld, jou besigheid, dit wat jy het om jou prestasies, alles gaan wegval, alles gaan wegbrand, daar gaan niks van oorbly nie. Al wat gaan oorbly is geloof, hoop en liefde. En Jesus is besig om geloof en hoop en liefde in jou en my lewens te bou, te suiwer, te laat groei. Dis waarmee hy besig is en dis hoekom hy hierdie goeders toelaat, die goed wat dalk nie vir jou lekker is nie, want dit is wat maak dat ons groei in geloof, hoop en liefde. Johannes het vir ons hierdie storie neergepen, sodat ons kan weet, God is met ons. En jy is dalk in 'n situasie op hierdie stadium in jou lewe, of jy gaan dalk in die volgende jaar deur dit gaan, waar jou hoop gechallenge gaan word. Want Lazarus is al dood. Want, wat ook al, die besigheidsdeal het nie deurgekom nie. Want dit, want dat, want so, want dit. En dan moet jy hierdie boodskap onthou, en jy moet onthou, en jy moet weet, die Here laat hierdie toe, want hy is saam met jou in dit. En hy wil hê jy moet groei in jou hoop, in jou geloof, in jou liefde. Niks is vir hom onmoontlik nie. Hy is saam met jou in die vuur, hy kan jou ook uit die vuur uithaal, sonder dat jou hare ruik na rook. Lazarus was dood, maar die Here het hom opgewek. Mag dit jou bemoedig. Vat laasweek se boodskap, vat hierdie week se boodskap en gaan maak dit vas in jou hart, sodat jy met hoop kan lewe. Wanneer dit goed gaan, ook wanneer dit nie goed gaan nie. Sodat ons mense van hoop kan wees. Nie airy-fairy fluffy hoop nie, real hoop, wanneer die tekkie die teer tref. En sodat mense daar buite wat nie hoop het nie, dit in jou lewe kan sien. En begin vra en begin worstel. En dan is die Here daar om ook met hulle 'n pad te stap. En dalk gebruik hy jou vir hulle iets te sê, om hulle bekend te stel aan hierdie Jesus wat die Vader verteenwoordig het, sodat hulle hom kan ken, soos wat jy hom ken. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie oggend, weer eens, Here, dankie dat ons kan praat oor goed wat real is, dankie dat ons niks hoef te sugarcoat nie, dankie dat ons niks hoef op te maak nie, ons lewe is 'n real lewe,
maar ons weet U is saam met ons in hierdie lewe. En U laat baie van dit toe, en U is saam met ons in dinge, wat U kon verhoed het, maar U het nie, sodat ons kan leer en kan groei, en dat ons geloof en ons hoop en ons liefde gesuiwer kan word. Here, ek bid dat daar geloof, 'n hoop in ons harte sal wees wat gefondeerd is op geloof. Dat ons mense van hoop sal wees. Hoop in 'n God, wat al voel ons soms as hy laat, nog steeds die onmoontlike kan doen. Wat nog steeds in beheer is. Wat steeds waardig is, dat ons hoop in U plaas. En ons verklaar vanoggend, Here, daar's nêrens anders waartoe ons kan gaan nie. Daar's niks anders wat ons kan doen, nêrens waartoe ons kan gryp vir ons hoop as na U toe nie. Ons plaas ons hoop in U. In Jesus naam, amen. Amen.